Welkom by die volgende deel van ons evangelisasie seminar. Ons is tans besig om te kyk na die Heidelbergse Katekismus, die troos wat ons daaruit kry. Die Heidelbergse Katekismus praat die skrif na en is vir ons 'n opsomming van die leer van die saligheid. Nou net soos wat die Bybel 'n geweldige groot volume werk beslaan, 39 boeke in die Ou Testament en dan 27 boeke in die Nuwe Testament, beslaan die Heidelbergse Katekismus dan vir ons ook uit verskeie vrae en antwoord. Nou, ek voorsien nie omstandighede waarin dit moontlik gaan wees om al die vrae en antwoorde van die Heidelbergse Katekismus met mense te deel nie. Verlede week het ek vir u gesê dat ons katekismus is soos 'n gereedskapkas en ons gebruik nie al die instrumente of al die gereedskapstukke op een oomblik nie, maar gebruik ons dit as toerusting. So kom ons kyk verder na die gedeelte hier in die Heidelbergse Katekismus. Ons het nodig om ook prakties te wees. Ons kan nie net hierdie teorie voorlê nie, maar ons moet ook prakties wees. En daarom is daar ook tussendeur praktiese voorbeelde, ook hoe het die apostels hierdie spesifieke leerstelling wat ons behandel gebruik in hulle evangelisasie, en dan ook sekere dinge wat ons kan verwag, en ek het vir u gesê, ons gaan bietjie later meer praat oor die apologetiek, waar ons antwoorde gee aan mense wat dan vrae het. Maar intussen is daar al reeds dinge wat mense dalk vrae oor kan hê. En ons moet by Christus leer dat hy vrae baie keer met vrae geantwoord het, om mense self te laat dink. En dit is ook in die besonder, nie lang gelede nie, het ek 'n ontbyt bygewoon by die gereformeerde kerk Amanzimtoti, waar professor Henk Stoker dan gepraat het, en ons kom herinner het aan die feit dat Christus baie vrae gevra het, en dan antwoorde van sy hoorders gesoek het. En so ons kry byvoorbeeld, en ek het, terwyl ek met dit in gedagte was, het ek na Matteus 12 gekyk, en het twee voorbeelde wat ek wil noem, omdat ons dan ook prakties vir u wil voorbeelde gee. Het die mense na Jesus toe gekom en vir hom gesê, waarom genees hy op die Sabbat? En dan kom Christus en hy vra die vraag, haal julle nie 'n skaap uit die sloot as hy in die sloot val nie? En wat moet hulle antwoord daarop wees? Ja, natuurlik. En dan die volgende vraag wat hy vra, is 'n mens nie meer werd as 'n skaap nie? En dan, watter beter dag dan om iemand te genees as op die Sabbat? Matteus 12 vers 12. En dan gaan ons net verder aan in Matteus 12 en ons sien dat mense hom vir Christus beskuldig en sê dat hy deur die duiwels uitdryf, die mag van die duiwels uitdryf. En toe het Christus die vraag gevra, hoe kan die koninkryk van die bose dan bly staan as die duiwels uitdryf? Hy laat dit vir hulle daar, sodat hulle self kan dink en self besef die belaglikheid van hulle eie opmerking. So ons gaan kyk na die eksklusiwiteit van Jesus Christus as ons verlosser. Daar is geen ander een soos hy nie, soos ons nou al reeds in die verskeie katekismus vrae en antwoorde dan ook gesien het. Daarom kan ons nie inval by die druk van hierdie wêreld wat vir ons dan wil leer dat Christus is een van baie verlossers nie. Nee, daar is maar net een ewige seun van God wat mens kom word het. Onder sy naam is dit alleen gegee vir ons om gered te word. Daar is geen naam onder die heelal, onder die hemel, wat gegee is waardeur ons gered kan word nie, behalwe deur die naam van Jesus Christus. Jesus het ook duidelik gemaak dat niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Johannes 14 vers 6. So kom ons gaan voort met die Heidelbergse Katekismus en
u sal kan onthou as u die vorige een gesien het, die vorige opname gesien het, dat ons besig is met die gedeelte in die Heidelbergse Katekismes wat handel oor die apostoliese geloofsbelijdenis. En ons is by die frase neergedaal het na die hel en neergedaal het na die hel. Vraag en antwoord 44. Waarom volg daar en neergedaal het na die hel? Antwoord, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my van die hel se benoudheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het. So u sal weet, die weergawe wat ons hier by die Gereformeerde Kerk Durban Noord dan bely van die apostoliese geloofsbelijdenis, bely ons wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat die lyding van die hel ondergaan het. En so hierdie twee gedeeltes ter helle neergedaal en wat die lyding van die hel ondergaan het, het verduideliking nodig. Onder die ortodokse leer is daar twee beskouinge, die wat die woorde ter helle neergedaal dan neem, dat Jesus na sy dood na die hel toe gegaan het, en dan volgens 'n wanverklaring van 1 Petrus 3 vers 19, dat Jesus Christus dan by die hel vir die geeste in die gevangenis gepreek het. Nou, ek gaan nie dit nou behandel nie, dit gaan te lank neem, maar as u geïnteresseerd is om te kyk na die verklaring daarvan, Johannes Calvin se kommentare is gratis beskikbaar op die internet, en u kan dan gaan kyk na die verklaring wat Johannes Calvin gee oor 1 Petrus 3 vers 19. Daarom kan ons nie saamstem met diegene wat sê dat Jesus hel toe is nie. Jesus het immers vir sy Vader gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. So wat ons verstaan met die woorde ter herre neergedaal het, word dan hier vir ons in die Heidelbergse Katekismes baie mooi verduidelik. En dit is soos wat ons dit het, en dit is soos die verklaring wat Calvin gee, dat ons moet verstaan met hierdie woorde dat Jesus die smarte van die hel aan die kruis gedra het. En nou, die Katekismes beskryf dan hierdie helse lyding wat hy deurgemaak het, deur sy hele lewe, maar in die besonder aan die kruis. Nou, is die vraag, waarom sou ons sê dat Christus deur sy hele lewe aan gelei het en in die besonder aan die kruis? Waarom sou ons nie net sê dat hy aan die kruis gelei het nie? Want as ons gaan kyk na Christus se lewe, dan het Paulus leer vir ons in Filippense dat Christus homself ontledig het en die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem het en aan ons gelyk kom word het. En as ons dan dink in terme van hoe God deur sy seun, deur die woord, spreek op die berg daar by Horeb, en hy spreek met sy volk nadat hy hulle uit Egipte land verlos het, dan is dit blitse en donderweer, en die mense is vreesbevange en vra vir Moses, Moses, praat jy eerder met ons, moenie dat God met ons praat nie, en hulle het geskrik en hulle was bevrees gewees. En dan sê die Here dat hy geluister het na wat hulle vir hom gesê het, en hulle het dan en hy het dan vir hulle 'n profeet 'n belofte gegee, Deuteronomium 18
vers 15 tot 16, dat hy 'n profeet sou stuur, wat vir hulle dan op 'n menslike manier met hulle sou praat. En dit is hoe die ewige seun van God dan as mens met sy volk kom praat het, en toe erken hulle nie sy stem nie. Toe sê hulle vir hom, maar wie's jy? Wie het jou mag gegee oor ons? En so sien ons dan dat Christus verag is deur mense deur sy hele lewe. Sy ma en sy pa, Josef en Maria, was sondaars, en hy is dan onderworpe gewees aan sondige mense, aan sondige ouers. Hy het ook in huis groot geword met sondige broers en susters, 4 broers en susters. En so Christus het die lyding deurgemaak daarvan om blootgestel te word aan hulle rebellie, hulle ongehoorsaamheid, en ook in die gemeenskap waarin hy groot geword het. En dan hoe die mense hom verag het toe hy sy bediening begin het, hoe hulle lasterlik oor hom gepraat het, hoe hulle hom verag het. En dit alles sien ons dan is deel van die lyding. Christus het nie net aan die kruis gelei nie, hy het deur sy hele lewe gelei, maar in die besonder aan die kruis. En so ons het dan Christus wat hierdie lyding deurgemaak het, en dit terwille van ons. Ons het ook in ons nagmaalsformulier 'n baie mooi beskrywing van hierdie lyding. Ek haal aan, hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gely, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eintlik het hy met sy bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Christus het gelei deur sy hele lewe en in die besonder aan die kruis. So hoe kan ons praat van Jesus wat ter helle neergedaal het en die lyding van die hel deurgemaak het as hy nie dan fisies hel toe was nie? Nou, een van die opstellers van die Heidelbergse Katekismus beskryf dit vir ons mooi, Sagarius Ursinus. Hy sê in sy kommentaar oor die Katekismus dat die skrif gebruik 3 verskillende maniere die woord hel. Dit word gebruik vir die graf, dit word gebruik vir die eindbestemming van die ongelowiges en heiligelaars, met ander woorde die veroordeeldes, en dan die derde manier hoe dit gebruik word is 'n uitermate vorm van smarte en angs. Hel en doderyk word dan hiermee vergelyk. Soos wat die psalmis ook sê in Psalm 116 vers 3, bande van die dood het my omring en angste van die doderyk het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind. So hier word vir ons die bande van die dood en dan die angste van die doderyk wat hy hiervan praat. So dit is wat Christus deurgemaak het. Hy het nie nodig gehad om vuur en vlam van die hel vir ons te ervaar nie. Hy het Godverlatenheid ervaar, die toorn van God aan die kruis. Dit is wat moes betaal het vir ons sondes. En so ons het hierdie wonderlike vertroosting dat Christus vir ons die helse smarte aan die kruis gedra het, en ons as kinders van die Here het hierdie versekering, en ons wil graag hê dat ander ook hierdie versekering sal hê dat hulle met God versoen is. En dan vra die Katekismus ons dan, watter troos is dit vir ons as gelowiges, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my van die helse benoudheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het.
So ons moet die aanbieding van die evangelie dan op hierdie wyse doen, omdat ons vertroosting hieruit kry, uit Christus se lyding, dat hy die smarte van die hel deurgemaak het. Op so 'n manier het hy vir ons betaal en versoening vir ons bewerk. Maar soos ek al reeds vir u in die verlede gesê het, dit moet ons eie gemaak word. Dat hy dit nie net vir ander gedoen het nie, maar ook vir my gedoen het. En hier sien ons dat die katekismes vir ons sê, dat my Here Jesus Christus my van die helse benoudheid en pyn verlos het. Daarom moet ons ook in ons evangelie aanbieding aan mense aanmoedig om dan van Christus te bely, dat hy nie net die verlosser en saligmaker is. Dit sal goed wees as mense dit insien, maar nog meer dat hy my verlosser en saligmaker is, dat ons dit persoonlik sal maak. En so ons sien die katekismes help en lei en begelei ons daarin om Christus dan op so 'n persoonlike vlak as ons verlosser en saligmaker te leer ken. Ons moet ook weet dat hierdie wete dat Christus hierdie helse smarte aan die kruis gedra het, ons die versekering moet gee in die tyd wanneer ons smarte ly en wanneer ons benoud is, dat ons die troos van die evangelie kan hê. Daarom sê die skrif vir ons dan ook in Hebreërs 4 vers 15 en 16, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So die katekismes en die skrif roep ons tot vrymoedigheid tot God, omdat Jesus dan vir ons gelei het, omdat hy al hierdie smarte deurgemaak het, omdat hy hierdie benoudheid, godsverlatenheid en angs deurgemaak het, het hy vir ons betaal. Dit moet ons eie wees, die wete van Jesus het nie net verander nie, maar ook vir my gesterf, en dit moet vir ons tot troos wees, want hy weet waardeur elke mens gaan. Hy weet waardeur die persoon met wie hy die evangelie deel, waardeur daardie persoon gaan. Dis baie keer wanneer mense dan na die evangelie meer met aandag luister, is juis wanneer daar krisisse in hulle lewens is. En so nou het ons die voorreg en ons moet daai geleentheid gebruik om met mense te deel en vir hulle te leer dat die Here Jesus het nie net aan die kruis gelei nie, maar hy het deur sy hele lewe gelei. Hy het geweet wat dit is om verag te word. Hy het geweet wat dit is om familiekrisisse te hê, dat in sy familie, in sy huisgesin, broers en susters wat sondaars was, wat nodig gehad het om gedissiplineer te word, om aangespreek te word, het hy daardeur gesien, daardeur geleer. Hy self was 'n timmerman gewees, soos sy pa Josef. En hulle het allerhande werk gedoen, bouwerk met steen en klip en hout, en hy het geweet hoe om hard te werk. En so Christus het hierdie sware lyding deurgegaan, en daarom weet hy, want baie mense kyk na hierdie Rooms-Katolieke prentjies wat jy sien van Jesus en sy ma daar alleen, en is ver verwyderd van die werklike prentjie wat die skrif vir ons gee. Hy het geweet wat dit is om 'n harde dag se werk te doen. Hy het geweet wat dit is om moeg te wees. En hy het geweet hoe om swaar en hard te arbei, terwyl die ander disippels slaap, het hy gegaan eenkant en het hy na die berg gegaan en gaan bid. So iets prakties, en ek wil weer klem lê op die feit dat mense verskillend reageer, en dit is hoe mense hierdie boodskap van die evangelie en van die kruisiging en die lyding van Christus dan, as hulle daarna luister. En ons sal dink dat alle mense soos ons met blydskap sal reageer
op die feit dat Jesus hierdie lyding in ons plek deurgemaak het, maar die werklikheid is eintlik dat baie dit verwerp en dat baie vyhandig gesind is teenoor die boodskap van die evangelie. En die rede daarvoor is baie keer is mense bang, omdat dit hulle sonde aanspreek, en hulle is bang dat hulle sonde sal uitkom, of wat sal mense van hulle dink, wanneer hulle sonde uitkom. En so dis 'n baie sensitiewe saak. Ek het eendag in 'n gesprek gehoor van 'n persoon wat spesialiseer in menslike gedrag, en hy het gesê dat die verskil tussen bravade en vrees is baie naby aan mekaar. En hy sê mens kan dit ook by jou troeteldiere sien, want met troeteldiere is dit baie keer 'n hond wat bang is, wat dan ewe skielik bravade wys en dan omdraai en iemand byt. So 'n mens moet baie versigtig wees vir 'n hond wat bang is, want daardie bangheid en bravade loop so naby hand aan hand. En die rede hoekom ek dit sê is omdat baie mense dan soveel bravade kan wys dat wanneer ons die evangelie met hulle deel, dan is hulle so macho en hulle is gereed om ons af te jak en dit te wil afmaak, die evangelie te wil afmaak as iets belagliks. En ons lees dit as 'n totaal en alle verwerping van die boodskap van die evangelie, terwyl hulle dalk baie makliker bevrees kan wees. Dis hoekom hulle met soveel bravade optree. So bravade, onthou net wanneer iemand dan met groot bravade optree terwyl ons aan hulle die evangelie verkondig, dat hulle dalk in hulle hartjie diep baie bevrees kan wees. En so moenie maar net nee vir antwoord vat nie. Wees geduldig en praat met die mense, want die boodskap van Christus se lyding kan vir hulle soveel vertroosting bied. En sê nou maar die mense sê my sleg, as hulle met hierdie antagonisme kom. Sê nou maar hulle sê my sleg. Christus leer vir ons, Lukas 6 vers 22 en 23, salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig, en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, terwille van die seun van die mens. Wees bly in daardie dag, en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. So ons sien dan dat Christus ons leer, in plaas daarvan om ons wonde te lek wanneer iemand ons iets toegesnou het, en wanneer mense dan vol bravade die evangelie verwerp, dan sal ons by onsself dink, maar ek is hartseer daaroor, en ek is diep seer gemaak deur wat mense vir my gesê het, maar Christus sê, sien dit uit die oog van God. God verheug hom oor ons. Daarom moet ons verbly, selfs wanneer mense ons sleg behandel. En ook die apostels, toe hulle van die Sanhedrin af weggaan, terwyl die Sanhedrin hulle dan geslaan het na Jesus se opstanding, sy opvaar na die hemel, en hulle die evangelie in die tempel verkondig het die leierskap van Israel hulle dan gevange geneem en hulle geslaan. En dan sê die skrif vir ons, hulle was bly dat hulle waardig geag is om vir die naam van Christus skade te ly. Reg, so ons het nodig om te weet dat wanneer iemand dan op sy perdjie spring, dit dalk net die verkeerde ding kan wees, dat ons met hardheid terug antwoord. As iemand besig is om petrol op hout te gooi, is die beste ding wat jy kan doen is om so ver weg van vuurhoutjies af weg te bly. 'n Mens wil nie daai vonk veroorsaak wat hierdie hele vuur aan die brand steek nie. Daarom sê Salomo vir ons in Spreuke 15 vers 1 en 2, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel.
ek moet ook aan die ander kant sê dat daar kom wel 'n tyd dat 'n mens moet wegstap van 'n gesprek af. Ons kan nie net die klappe van slegte woorde aanneem voortdurend nie. Christus het ook met baie vurigheid teen sy opponente, as hulle net eenvoudig nie wil luister nie, nadat hy groot geduld gebruik het, nadat hy mooi vir hulle verduidelik het, en hulle nog steeds nie wou luister nie, het Christus baie keer met baie skerp woorde hulle vermaan en hulle gewaarsku oor die oordeel van die hel. Matteus 23 vers 31 tot 33. Julle gee dus teen julle self getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? So Christus was genoodsaak om hulle te waarsku oor die oordeel van die hel, omdat hulle nie wou luister nie. Daarom kom daar 'n punt waar mense dan berispe moet word. En hoe weet ons, wat is daardie punt dat ons hulle moet berispe? En dit is wanneer hulle lasterlik praat. Ons lees van die apostel Paulus, Handelinge 13 vers 46, maar Paulus en Barnabas het vryheid gespreek en gesê dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig geag het nie. Kyk, ons wend ons tot die heidene. Daar was 'n punt gewees waar die apostel Paulus gesê het tot hiertoe en nie verder nie. Ek gaan nou na die heidene toe, ek gaan nie verder bemoeienis maak met die Jode nie. Sondag 17, vraag en antwoord 45, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerp het, deelagtig kon maak. Ten tweede, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde, is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Hier is die goeie nuus, die dood is oorwin. Die dood is oorwin in die opstanding van Christus. En ons as kinders van God word vertroos met die wete dat Christus nie net vir ons sondes gelei het nie en gesterf het nie, maar dat hy ook uit die graf uit opgestaan het, uit die dood, dat hy die dood oorwin het. Hy het teruggekom in die liggaam waarin hy gesterf het, en dit is baie belangrik, want daar is diegene wat sê dat Christus het opgestaan, maar nie in die liggaam waarin hy gesterf het nie. Nou dis baie duidelik dat Christus aan sy disippels, in die besonder aan Thomas gesê het, toe Thomas nie geglo het nie, kom en steek jou vinger in die gate in my hande en in my sy. Dis die liggaam waarmee hy gesterf het, en dit is die liggaam waarmee hy opgestaan het. Dis baie belangrik om dit te beklemtoon. En so die dood en opstanding van Christus is veronderstel om 'n heerlike boodskap te wees. Maar dit word ook deur die sielevyand aangeval, soos ek nou al reeds beskryf het, maar ook in vele ander opsigte. Dit kom op baie verskillende maniere na ons toe, die aanslag teen die opstanding van Jesus Christus uit die graf uit. Baie protestantse kerke word daar binne in hulle teologiese seminarieë deur verskeie professore reg oor die wêreld bevraagteken of Christus wel uit die dood uit opgestaan het, en in sommige gevalle nie net twyfel nie, maar dit met groot vrymoedigheid verkondig dat Christus nie uit die dood uit opgestaan het nie. Nou wel is waar die rede wat ons vir mense kan gee, want ek het al met mense te doen gekry wat sê dat hulle nie glo dat Jesus uit die graf uit opgestaan het nie. En die bewyse, ons bewyse is die skrif. Daar was ooggetuies gewees.
En die ooggetuies, die disippels was ooggetuies gewees, dat Jesus uit die graf uit opgestaan het. Die apostel Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 15, dat daar op 'n stadium was, op 'n oomblik, op 'n geleentheid, nadat Christus opgestaan het, het hy homself lewend vertoon aan oor die 500 mense tegelyk. Ons sien ook prominente figure wat Christus die leë graf gesien het. Onder andere, toe die vroue by die graf gekom het, was daar onder hulle 'n vrou met die naam van Johanna. En dis baie interessant, ons kan baie ingaan oor hierdie Johanna. Lukas vertel vir ons, en Lukas is die enigste van die evangelieskrywers wat melding maak van Johanna. Maar Johanna, sy was dan 'n baie prominente vrou. Haar man was Kusa, 'n bestuurder van koning Herodes, in Lukas 8 vers 3. Daar is in 1983 dan 'n benekus opgegrawe binne in 'n graf, waaraan die woorde dan geskryf is dat dit die beendere was van Johanna, en sy was dan die kleindogter van Theophilus. Op haar kus geskryf, Johanna, die dogter van Jehohanan, die seun van Theophilus, die hoëpriester. Theophilus was die persoon gewees aan wie Lukas sy evangelie gerig het, hooggeagte Theophilus. Selfde woorde wat gebruik word deur Josefus om na Theophilus te verwys as iemand wat 'n hoë posisie beklee het. En so Johanna se oupa was Theophilus, die hoëpriester. Dit beteken dat hy die seun van Annas was. Annas was die vader van 5 seuns: Eleazar, Jonathan, Theophilus, Matthias en Annas. En hulle het 'n suster gehad, en hierdie suster is getroud met Caiaphas. En Caiaphas was die hoëpriester gewees in die tyd van Jesus, toe hy dan oorgelewer is aan die Romeine om gekruisig te word. Hierdie hoëpriesterlike familie het min kon dink dat 'n kleindogter onder hulle dan was die ooggetuie gewees van die leë graf. En daar is ook 'n chiastiese struktuur binne in Lukas. Ek gaan ook nou nie diep daarop ingaan nie, maar 'n chiastiese struktuur is vir ons om kennis te neem van iets belangriks wat beskryf word, en Johanna word binne in 'n chiastiese struktuur van Lukas dan gewys. Wanneer ons dan nou net na haar man kyk, wat dan een van die bestuurders van Herodes was, al klaar 'n belangrike figuur, en die kleindogter van die hoëpriesterlike familie. En die rede waarom almal van hulle hoëpriesters was omdat die Romeine Annas afgesit het, omdat hy was die hele tyd rebels gewees. Maar Annas, wat 'n baie ou man op hierdie stadium was, dalk in sy 90's al, het hierdie seuns gehad, sy 5 seuns en sy skoonseun, wat hy om die beurt as hoëpriesters gebruik het. En dat Theophilus dan ook self 'n hoëpriester was wat sy beurt gehad het. En dit was interessant genoeg na die tydperk van die veroordeling van Christus. Dit was waarskynlik dat hierdie 5 broers dan teenwoordig was toe Caiaphas dan die aantuigings teen Christus gemaak het. So binne in die hoëpriesterlike familie se huis sou die boodskap deurgegaan het dat daar is 'n leë graf. Definitief sou dit binne in die gange ook van Herodes wees
dat daar is 'n leë graf. En die stories wat vertel is, kon weer lê word, want die stories was dat die disippels het sy liggaam geneem en het dit gesteel. Nog hoë figure wat kon getuig onder die hooggeplaastes van Israel, was iemand soos Josef van Arimatea, wat dan sy graf beskikbaar gestel het vir die liggaam van Christus, en hy was dan 'n baie hooggeplaaste en 'n baie ryk man. Hy en Nicodemus was deel van die Sanhedrin gewees, en so daar was in die plekke van die hoofde van Israel dan oral mense wat getuig het van die opstanding en die leë graf. En dit wat ons dan sien, en die rede hoekom ek met u praat oor die opstanding is juis dan oor hierdie afbrekende woorde wat selfs professore baie keer sê van die opstanding van Christus. En dit was jare gelede, was dit maar die gebruik gewees dat hierdie debatte in die teologiese skole voortgesit is. Maar nou het dit huis toe gekom. Nou is dit voor ons drempel en word die oorlog voor ons drempel gevoer. Die grens is nie meer daar ver ander kant nie, dit is nou hier onder ons, en so daarom sal u al hoe meer hoor, omdat daar selfs in Suid-Afrika professore is wat vir hulle studente leer dat Jesus, dis belaglik om te glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En daardie studente word predikante, en daardie predikante leer hulle gemeentelede verkeerd, en ek en jy kom al hoe meer te doen met hierdie gemeentelede. Daarom moet ons gereed wees met 'n antwoord. So ons het die skrif self, die getuienis van die apostels, die evangelies, en ons het die briewe van die apostels wat hierdie dinge bevestig. Dis ons primêre bron. Sekondêre bron is wat ons dan buite Bybels kry deur argeologie, soos wat ons dan die kus van Johanna en dan al hierdie ander voorbeelde het. Daar's ook 'n geskiedskrywer, Tacitus, wat dan geskryf het van Nero, wat in 64 na Christus die stad Rome aan die brand gesteek het. Nou Nero was dan onkant betrap deur die feit dat hulle hom beskuldig het. Hy het dit in die geheim gedoen, en hy het toe gegaan en die Christene beskuldig dat hulle Rome aan die brand gesteek het. En so het die Christene dan die skuld daarvoor gekry, en Tacitus het dan geskryf en hy sê dat hy nie glo dat die Christene Rome aan die brand gesteek het nie, maar Nero dit self gedoen het. Maar dan gaan hy om die Christene te beskryf, en hy doen dit op 'n baie neerhalende manier. Tacitus was duidelik nie 'n Christen gewees nie, en hy het ook nie veel van die Christendom gedink nie, en daarom praat hy neerhalend van die Christene, en sê dat die Christene volg 'n Christus, wat onder Pontius Pilatus gekruisig is, en dat sy volgelinge 'n verskriklike dwaling verkondig het. Nou, ons kan nou maar net spekuleer oor wat hy spesifiek beskou het as hierdie verskriklike dwaling, en meeste is oortuig dat hy verwys na die leer van die Christene, dat Christus uit die graf uit opgestaan het, dat hy die dood oorwin het. Want dit was net totaal en al ongelooflik vir Tacitus dat so iets waar kon wees. Hy het dit nie geglo nie, en daarom maak hy dit bespotlik. Maar wat belangrik is daarvan, is dat dit 'n bewys vir ons lewer dat die leer van die opstanding van Christus dateer baie vroeg, dateer alreeds vanuit die tydperk van Nero, dat Christene dit geglo het. Tacitus het dit nou op 'n baie latere stadium geskryf, maar hy verwys heen na die Christene en hulle lering van 64 na Christus, toe hierdie dinge gebeur het, toe Rome gebrand het. So, ons het verskeie voorbeelde wat ons kan noem daarvan. Iemand wat redeneer in die eerste plek dat Jesus nooit geleef het nie, is totaal en al histories illiterêr.
Iemand wat dan redeneer dat Jesus, daar geen bewyse is dat Jesus uit die dood het opgestaan het nie, het dan ook baie min om op te gaan, want die oorgrote meerderheid van bewyse is dat die Christene dit van die begin af geglo het, dat hierdie nie iets is wat later bygevoeg is nie. Dit is van die begin af deur die apostels geskryf, en op 'n stadium het hulle probeer om die skrywers van die Nuwe Testamentiese boeke baie later en verder terug te stoot, sodat hulle dwaallering kan akkommodeer, maar dit is baie duidelik in die nuutste navorsing wat gedoen is, dat die skrywers van die evangelies, sowel as die briewe, dat dit baie vroeër is as wat oorspronklik gedink is, en daarom baie naby aan die tyd van Christus se opstanding geskryf is. En so ons het dan hierdie versekering dat die primêre bronne vir ons die opstanding van Christus van die begin af leer, en ook dat selfs buitebybelse bronne vir ons bevestig dat mense geskryf het, selfs die vyande geskryf het, dat die Christene glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, of hulle dit dan nou as verwerplik beskou of nie, daardie leer het bestaan. So kom ons gaan dan nou terug, so ons weet daar is die interne, die Bybel, en die eksterne, die argeologie en die historiese geskrifte, wat vir ons hierdie dinge bevestig. So kom ons gaan nou terug en ons gaan kyk na die Heidelbergse Katekismes, na die vraag, wat het hierdie opstanding van Christus, wat beteken hierdie opstanding van Christus dan vir ons? En die Heidelbergse Katekisme sê dit is 3 dinge. Eerste plek, dat deur sy opstanding het hy die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Sy lyding het betaal vir ons sonde, en dat dit wat hy vir ons dan aan die kruis verwerf het, dat ons dit deur die opstanding deelagtig kan word. Romeine 4 vers 25, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Die tweede gedeelte, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Romeine 6 vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Dit verseker vir ons dat die versoening aan ons rekening toegeskryf is, verder ook dat ons in 'n nuwe lewe kan opstaan. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Dat op die laaste dag, wanneer Christus dan terugkeer, ons ook sal opstaan. So hoe het die apostels die boodskap van die opstanding in hulle evangelie aanbieding gebruik? Nou, u kan gaan kyk in die boek Handelinge. Die boek Handelinge is vol daarvan, want Christus se opstanding is die basis daarvan. Die kruisiging belangrik, maar die seël word geplaas op die versoeningswerk deur die opstanding van Christus. Nou, ek wil een voorbeeld gee, toe Petrus die evangelie gaan deel het met Cornelius, Handelinge hoofstuk 10 vanaf vers 39. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat aan hom glo vergifnis
van sondes deur sy naam ontvang. So geloof in Jesus Christus is nie net om dit te weet dat Jesus Christus eens op 'n tyd lank gelede gelewe het en selfs dat hy gesterwe het nie, maar dat sy dood en opstanding iets van sy eksklusiwiteit sê, dat hy alleen hierdie een is wat vir ons bestem is, soos Paulus dit aan Cornelius gesê het, dat hy die een is wat bestem is daartoe. Hy alleen was die uitverkorene van God, die uitverkore Messias. Daar is net een Messias. Daar's nie verskeie Messiasse nie. Daar's nie verskeie weë nie. En as ons hierdie eksklusiwiteit na kyk, dan vra ons onsself die vraag af, hoe is dit moontlik dat mense wat hulle self Christene noem, dan Christus op so 'n wyse kan verloon en kan erken dat daar ander wyses ook is waarop mense gered kan word en nie net deur Christus nie. Nou wie sal vir hulle sonde betaal? Wie is die een wat magtig is om die dood te oorwin? Geen ander mens nie. Hoe 'n verlosser moet ons soek, het die katekismes vir ons geleer, een wat ware mens is, maar ook sterker as enige mens. Met ander woorde, ware God, ware mens. Wat maak Christus anders? Ja, hy het weliswaar volkome mens geword, hy was sonder sonde, hy het onskuldig gely, hy het gesterf, hy is begrawe, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood. So mense wat deur die profete, die apostels en Christus uit die dood uit opgewek is, het later weer gesterf. Maar Christus is opgewek om nooit weer te sterf nie. Dit bevestig vir ons dat hy het die dood oorwin. Die dood kon hom nie vashou nie. En wie anders is magtig genoeg om die dood te oorwin? Niemand kon dit nog ooit doen nie, net Christus alleen kan dit doen. En dis dan juis die punt waarop baie van hierdie dwaalprofessore staan en sê, wel, in my lewensrealm, in my lewenstyd, in my omgewing staan mense nie net eenvoudig nie uit die dood uit op nie. Wel ook nie in die tyd van die apostels nie. En daarom was dit juis so merkwaardig. Dis net asof mense totaal en al van hulle sinne beroof raak wanneer hulle redeneer teen die opstanding. Ons moet weliswaar, of mense dit as belaglik beskou of nie, want ons weet dit gaan belaglik beskou word deur die wat verlore gaan, maar ons het die verantwoordelikheid om hierdie boodskap na 'n verlore gaande wêreld te neem en dit met vrymoedigheid te verkondig, terwyl ons weet dat baie dit verwerp. So ons moenie skaam wees nie. So terwyl jy dan met mense die evangelie deel, en diegene wat dan Christus verwerp, en hoe moet ons weet dat ons van so 'n situasie af moet wegstap? Wanneer mense lasterlik raak. Dis wanneer Jesus en die apostels dan ewig uitgevaar het teen hulle. So wanneer mense maar net beledigend is, of dit kan dalk vrees wees wat hulle openbaar, dan moet ons met 'n sagte antwoord, moet ons terug antwoord, en ons moet groot geduld gebruik. Maar sodra hulle begin laster, is dit verby. Dan weet ons, dis nou tyd dat die gesprek is verby. En selfs wanneer dit familie en vriende is dit baie keer dat ons dan tot daardie besef moet kom, dat ons Christus meer moet eer, meer moet lief hê as selfs vader en moeder, vrou, man, kinders, en het ons as Christene nodig om te weet, dat indien dit nie die geval is nie, Christus gesê, dan kan ons nie sy disipel wees nie. So ons het met hierdie mense met wie ons deel, het ons nodig om te vra, of hulle dan glo in Christus, dat hy werklik uit die dood uit opgestaan het. As ons dit dan verduidelik aan hulle, dan van hulle af terug verwag om te reageer. Glo jy dit? As ons die apostolikum bely, sou hierdie mense kon saam bly, en ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood. Kan jy dit saam bely? Paulus sê in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, verheerlik U naam deur die boodskap van U Seun se lyding, sy begrafnis, sy opstanding en sy hemelvaart. Soos U dit vir ons in U woord beskryf en U woord kan nie gebreek word nie, opgeteken het, werk deur die krag van die Heilige Gees sodat ons met vrymoedigheid in 'n vyhandig gesinde wêreld kan ingaan. 'n Wêreld wat deur die God van hierdie wêreld verblind is, en verskaf aan ons die vrymoedigheid om hierdie boodskap van hoop en bevryding en troos te verkondig, want dit is mense se enigste hoop. Ons bid dan dat U met ons sal wees en ons sal bekragtig vir hierdie belangrike taak, en ons vra dit in Jesus naam. Amen.